Jy sien, want Maria het hierdie goed wat God gedoen het in haar hart geberg. Dit wat sy gesien het, dit wat uit Jesus se mond uit gekom het, sy het dit onthou. Ek wil jou vanaand vra, soos Maria, soos die moeder van Jesus, goed in haar hart geberg het om te onthou. Wat onthou jy? Want hier's wat ek agterkom, ons is baie meer geneig om die slegte te onthou. En dit beïnvloed ons perspektief oor die lewe, dit beïnvloed hoe ons voel oor die lewe. Maar wat as ek en jy kan kom en sê, Here, hier is ek, help my. Here, ek wil met alles in my, wil ek onthou dit wat U gedoen het. Want as jy dit in die verlede gedoen het, glo ek, Here, gaan U dit doen. Besig met ons reeks oor perspektief en ons is besig om 'n bietjie te gesels oor hoe kyk jy na jou lewe, hoe kyk jy na omstandighede en vandag, as jy dit nie geweet het nie, is Moedersdag. Het enigiemand lekker geëet vanmiddag? Kan ek net gou sien enigiemand lekker geëet vanmiddag? OK, ek is bly. So enige mamas hier van ons, steek op jou hand as jy 'n mamma is. Mamas, kan ons vir hierdie vrouens wat se hande nou in die lug op is 'n lekker handeklap gee? Hulle is legends en ons is so lief vir hulle. En so ek vertrou ook dat jy jou ma vandag gebel het en vir gesê jy's lief vir haar en is 'n voorreg om haar kind te kan wees en jy's jammer dat jy haar moeilikheid gegee het toe jy klein was, vergifnis gevra het en al daai mooi dinge. Maar ek wil vanaand met jou praat oor sekerlik die bekendste ma, veral in die Christelike geloof, maar oor die wêreld is hierdie vrou bekend as die vrou. As ons praat oor ma, letterlik, daar's 'n groot groep mense wat hierdie vrou moeder Maria noem. En so ons gaan vanaand so 'n bietjie gesels oor sien soos Maria, of kyk soos Maria. En die idee is dat ons sal kyk na 3 oomblikke in Maria se lewe waar sy perspektief gehad het oor haar lewe en haar omstandighede, en hoe hierdie goed wat sy deurgegaan het, ons iets kan leer van hoe ons nodig het om uit te kyk na die lewe en deur sekere goed te gaan. En so, ek gaan vir Lans vra vir ons Lukas 1 op te sit. En in Lukas 1 vers 34 tot 38 ontmoet ons vir Maria. So ek wil julle 'n bietjie agtergrond gee. Maria was 'n jong meisie gewees. En hierdie jong meisie word gekies deur God om swanger te word. En sy word nie op 'n normale manier swanger nie, sy word swanger deur die krag van die Heilige Gees. Nou, kan ek net sê, Jesus was die eerste en die laaste keer wat dit gebeur het. So as iemand dit vir jou sê, hulle jok, hoor. Okay. En so Maria word gekies deur God om die seun van God in hierdie wêreld in te bring. Jesus Christus. En Maria was nie 'n persoon sonder foute gewees nie, maar sy was gekies deur God. En hierdie vrou op 'n baie jong ouderdom word 'n ma, en ek gaan nou vir julle so ietsie lees oor dit, maar Maria kom, en ek wil hê ons moet na haar perspektief kyk in hierdie oomblik waar alles omvergegooi het. Onthou nou, ons praat gewoonlik net oor haar storie tydens Kersfees, maar jy het nodig om te verstaan dat Maria was sy was in groot moeilikheid gewees omdat sy swanger was. En die rede hoekom ek so sê is, in daardie tyd, baie anders as vandag, as jy swanger geword het en jy was nie getroud nie, dan was jy was baie slegte name genoem, jy was uitgestoot in die samelewing. Maar meer is dit, sy was verloof gewees, en hierdie ou, dis nie sy babatjie nie. So sit gou jouself in Maria se skoene. Die engel kom by haar, Maria, jy's gekies. Vir wat, Here? Om 'n babatjie te dra. Gaan dit Josef se wees? Nee. Nou wat nou, Here? Die Heilige Gees gaan 'n babatjie in jou maag sit. En dan dink ek in daai oomblik wat sy begin dink het, wat gaan die mense sê? Wat gaan die mense dink? Wat gaan my verloofde sê? Inteendeel, ons lees dat Josef het stilletjies beplan om van Maria te gaan, want hier is die ander ding wat jy nodig het om te verstaan van die Joodse kultuur. As jy in die Joodse wette gaan lees, en veral in Deuteronomium en Levitikus, hulle het regtig gehad om hom met klippe dood te gooi. Omdat sy swanger was, tegnies buiteegtelik. Kon hulle haar doodgooi met klippe, maar hier kom sy, en in hierdie, ek wil amper sê situasie waarvoor sy nie gevra het nie. Die onverwagse, kom God en hy ontmoet haar, en ek lees dit vir julle hierso,
En dit sê in vers 26, toe Elisabeth 6 maande swanger was, het God die engel Gabriël na Nasaret, 'n dorp in Galilea gestuur, na 'n jong meisie met die naam Maria. Sy was verloof aan 'n man met die naam Josef, 'n afstammeling van koning Dawid. Nou kom net geraas op, as jy vanoggend hier was, vanoggend het ons gepraat oor Rut, en deel van die nalatenskap van, of uit die lyn van Rut het koning Dawid gekom. Nou uit die lyn van koning Dawid kom Jesus, en as gevolg van Josef, en het sê so, Gabriël het aan haar verskyn en gesê, ek groet jou geseënde vrou, die Here is met jou. En nou hoor haar reaksie. Verward en ontsteld het Maria gewonder wat die engel se begroeting kon beteken. Here, wat gaan aan? Verward en ontsteld. En dan gaan dit aan, en dit sê die engel sê vir haar, moet nie bang wees nie. Is dit nie so great? Nee, as jy weet, jy gaan nou deur iets ongeloofliks gaan, moenie bang wees nie, asof daai woorde help. Was jy al daar? Einde van laas jaar gaan ons Gold Reef City toe. Nou as jy my enigstens ken, ek is nie 'n rides persoon nie. Enigiemand anders wat soos ek is, jy like nie rides nie. Hoogtevrees mense. Ek sien jou Renay en ek herken jou. En hulle vat my en die ergste ding wat ek al by Gold Reef City gedoen het, was die Golden Loop. Nee, ekskuus, nee, die Josie Express. Ek het dit 8 jaar terug gedoen en ek was amper dood. Die anaconda sal my nooit in sy lewe sien nie. Ek staan en bid vir daai mense vir wysheid. Jy weet, ek sou uit die wou. En Rihandy, wat saam met ons op span was laas jaar, se man Willie is saam, en Willie is nou daai tipiese man wat sê, as jy dit nie doen, is jy sussie. En nou oortuig Willie my op 'n stadium, en tot my beter judgment sê ek toe nou ja, en ons gaan op daai verdomde Golden Loop. Julle? En nou stop hy my sê, moenie bang wees nie, enjoy dit net. Ek sê, wat help jou woorde my nou? Julle, en ek sit, en ek het lanklaas in my lewe so hard gebid, en so aanhoudend gebid, soos daai 2 minute. Ek weet nie hoe lank dit was nie, maar Gert het langs my gesit, maar hy het harder gebid as wat ek gebid het. Nee Gert, onthou jy daai moment? Ek was bang my pa's uit, dis 'n groot seun daai, ek sou hom nie kon vang nie, jy weet. En so sit daar, en ek sit soos van jou woorde het my niks gehelp nie. En ek klim af, en ek het net gesê, nooit, ooit weer nie, gaan ek saam Willie Gold Reef City toe nie. Okay, moet nie bang wees nie, want hy weet wat voor lê. Gaan aan, hy sê, en hier kom hierdie woorde, hy sê, jy sal swanger word en 'n seun hê, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees, en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, hy sal vir ewig oor Israel regeer, en sy koningsheerskappy sal nooit eindig nie. Maria vra die engel toe, maar hoe kan ek 'n kind hê? Ek was nog nooit by 'n man nie. Die engel het geantwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou toevou. Daarom sal die kind wat gebore word heilig en die seun van God genoem word. Maar nog, jou familielid Elisabeth het in haar gevorderde ouderdom swanger geword. En hierdie praat van Johannes die Doper. Mense het altyd gesê sy is onvrugbaar, maar sy is al in haar 6de maand, want niks is vir God onmoontlik nie. Ek moet geraas stop vir 'n oomblik. Hierdie storie is die storie van 2 vrouens wat maas word. In die begin van Jesus se storie lees ons van 2 maas. Ons het nodig om te verstaan die waarde wat God aan mamma sit. En op Moedersdag sê ek vir die Here dankie vir die maas in my lewe. My ma, my skoonma. Ja, ek is lief vir my skoonma. Jy weet mens maak nie grappies oor skoonmaas nie, want skoonmaas is nie grappe nie, maar in 'n geval. Daar's geestelike maas wat in hierdie gemeente is. En een van hulle, vir baie van julle, sit sy vanaand hier, en ek wil sommer net vir Jolandi sê, wat 'n geestelike mamma is. Is Jolandi hier vanaand? Sê vir Jolandi, dankie. Julle van julle kan vir Jolandi bel, vir dankie sê. Dink aan Tannie Hester. Daar's soveel maas in wat ek mee te doen kry, wat ek sê, Here, dankie dat maas deel is van u storie. En dan gaan dit verder hier in die gedeelte aan. Dit sê, niks sal by God onmoontlik wees nie. En Maria het geantwoord, ek is die Here. Ek wil hier met na 'n perspektief kyk. God kom, en haar hele lewe gaan omvergegooi word. Sy is ontsteld, sy is ontwrig, sy verstaan nie lekker wat aangaan nie. Kyk op perspektief. Sê, ek is die Here se dienares, en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil.
mag alles wat jy gesê het waar word. En toe het die engel weggegaan. Wanneer die onvoorsiene en die oomblikke kom wat God jou ontmoet met, dit is nie perfek uitbeplan nie. En kan ek vir jou sê, in my ervaring, 99% wanneer God na jou toe kom en vir jou sê, my kind, ek het 'n plan vir jou en hier so dit gaan lyk, is dit nie beplan nie, en inteendeel, dit is die ongerieflikste tyd van jou lewe. Kan enigiemand met dit saamstem? Hy kom nie by jou wanneer jy genoeg geld in die bank het, of jy weet jou eie lewe is uitgefigure, en nou sê hy, my kind, ek gaan jou gebruik nie. Hy kom wanneer dit vir partykeer vir jou voel, Here, ek weet nie wat aangaan nie, maar dit voel of alles net rof is. Kom die Here by jou en sê, ek gaan jou in hierdie seisoen gebruik. Hy kom by Dawid, en ek kan die storie op storie noem, maar ek dink spesifiek vanaand aan Dawid. Dawid is 'n jong man, nog nie 'n groot vegter nie. En God kom en hy gebruik hom om Goliat dood te maak. Jy sien, Goliat was daar, en Dawid het in hierdie oomblik die perspektief gehad van, Here, hier is hierdie oomblik, ek gaan dit met albei hande aangryp, en niemand anders sal nie, so ek sal. Ek kyk na Josef. Josef se omstandighede was nie ideaal nie. En tog sê hy, Here, dit wat U my kant toe bring, ek sien dit en ek sê ja. Jy sien, dit is wat Maria gedoen het. Sy het nie gekies om in daai oomblik te wees nie. God het haar gekies. En haar reaksie was, ja, Here, hier is U dienares. Mag dit wat U sê waar wees. Wat is jou perspektief wanneer die onvoorsiene, die nie beplande kom nie? Jy sien, want ons leef in 'n samelewing, ons leef met kalenders en ons doen ons beplanning. Maar wat as God jou kalender so 'n bietjie op sy gooi en sê, hierso is iets, gaan jy ja sê of gaan jy maar net vashou aan die gewone? Weet julle hoe hartseer sou dit gewees het as Maria daai dag gesê het, nee, ek dink nie dis vir my nie. Daai sou dan na iemand anders toe gegaan het. Iemand anders sou daai voorreg gehad het, maar God het hierdie vrou gekies, en omdat sy ja gesê het, kon sy 'n leeftyd saam met Jesus in haar lewe, kon sy goed sien wat ek en jy wens ons kon gesien het oor 'n ja. Jy sien, wanneer ons perspektief ja reg is voor die oomblik kom, dan gaan ons ja sê in die oomblik. Wat is jou perspektief vanaand? Is jou perspektief, Here, hier is ek reg, as U kan enige oomblik, en wees versigtig as jy hierdie bid, maar Here, ek kan enige oomblik kan U my storie omvergooi en sê, hier is ek, Here, stuur my, gebruik my. In my eie lewe weet ek, 31 Desember gee ek my hart vir die Here. 3 weke later ontmoet ek 'n pastoor wat vir my sê, die Here het jou geroep vir bediening. Ek is vasoortuig, ek is nog op pad oor see, om daar te gaan sport doen, om te gaan rugby speel oor see, en ewe skielik kom hierdie pastoor en hy sê hierdie goed vir my, en daai oomblik beleef ek hoe die Here vir my sê, Marius, jy het nou 'n keuse. En ek sê ja. En ek sê ja, en vandag staan ek hier, want ek het ja gesê. Ek het ja gesê dat God my storie kon verander. Is jy reg om ja te sê? Jy sien, want dis 'n perspektief wat jy moet hê. Jy het nodig om te leef, Here, ek kyk uit vir waarmee jy besig is, en as jy my by dit betrokke wil maak, dan sê ek ja. Is jou perspektief vanaand soos die van Maria? Jy sien, die Maria perspektief is om te sê, Here, hier is ek sien wat U wil doen, en ek wil daarbey betrokke wees. Ek sê ja. Maak vanaand jou hart reg om eerstens ja te sê. Maar die tweede ding wat ons sien, is ons hierdie interessante storie in Lukas 2, waar Jesus ek kan amper sê Jesus was stout. Jesus was nooit stout nie. Maar Jesus hulle was in Jerusalem gewees, en terwyl hulle in Jerusalem was op een of ander stadium, toe loop Jesus weg. Het jou ouers jou al ooit iewers vergeet, enigiemand wat al daar was? Chanel, ek sê Jacob bel, dan sal ek bietjie met hom praat en vir hom sê, ek weet daar was al oomblikke gewees wat my ma by die skool vergeet het, want sy was so besig. Maar kan jy nou imagine, jou naam is Maria, en jy het 'n ontmoeting met 'n engel gehad, en die engel van die Here het vir jou gesê, jy gaan 'n seun kry, en hy gaan een wees van die, jy weet wat direk God stuur hom, dit is God se seun hierdie, en jy is iewers in Jerusalem vir 'n fees, en dan along the line iewers dan kom jy agter, ek het hierdie kind verloor. Ek weet jy dink jy weet wat stres is, maar weet jy wat se stres moes daai wees? En hierdie ma, want wat die woord vir ons sê, is hy het gedink hy is by ander mense en besig om saam met hulle te wees, maar waar Jesus was in die tempel.
En Jesus was besig om in die tempel hulle te onderrig en hulle te vertel van God die Vader. Hy was besig om iets amazing te doen. Hy het in die tempel gaan sit en hy het geluister wat hulle preek en hy het met hulle in gesprekke getree. So Jesus was op 'n ongelooflike plek gewees. En eventueel kom hy en hy praat met sy ma en ek wil nie daai gedeelte vanaand lees nie, maar hy sê vrou. Nou kyk, as ek vir my ma moet sê vrou, dan was ek ook nie vanaand hier nie. Maar hy sê vrou, weet jy nie, ek was in my vader se huis. En sy verstaan toe wat hy sê, en ek wil hê jy moet daar die aksie oor Lukas 2 vers 19, sê die volgende. Maar Maria het stilweg hierdie dinge in haar hart bewaar en dikwels daaroor nagedink. So die eerste perspektief is, Here, ek wil reg wees. Maar die tweede perspektief vanaand is, Here, as jy werk, wil ek dit onthou. Jy sien, wanneer jy God sien werk, wanneer jy sien dat God maak iemand gesond, of hy raak 'n familielid aan, of selfs hy raak jou aan, dan moet jou perspektief wees, Here, ek wil hierdie onthou. Want ek dink wat ons baie keer doen is, ons vergeet dat God werk, want ons vat nie 'n oomblik om dit vas te lê in ons gedagtes en ons harte nie. Ons jaag so die volgende ding, en ons lewens is so gejaag, dat ons vat nie oomblik om te besef nie. Vanoggend op ons memories, ek en Jeannie het 'n shared OneDrive folder, en al wat dit beteken is, ek sien al haar foto's, en sy sien al my foto's, en is op 'n drive, op die cloud, okay? En elke dag dan kyk ons oor foto's van die vorige jare, en vanoggend gaan ek op en ek sien, John Mark, ons jongste, sien ek foto's van hom as 'n babietjie. En toe sien ek foto's waar hy en Gideon saam sit, en ek dink by myself, ek is so bly ek kan net terugkyk na hierdie foto's toe om te onthou hoe klein hulle was en hoe cute hulle was, en hulle is albei nou nog cute. Maar jy verstaan wat ek sê, as ek onthou, ek is bly ek kan daai oomblik onthou. Maar imagine ons kan 'n OneDrive folder geestelik hê. Vir ons partykeer net ons perspektief, te midde van die gejaagd van hierdie lewe en ons omstandighede, dan kyk ek partykeer terug en ek sê, wow, Here, ek sien hoe U my hier deurgedra, ek onthou dit. Here, ek sien hoe U hier vir my voorsien het, ek onthou dit. Here, hier kon ek nie aangaan nie, ek onthou dit. Ek kan nou met julle deel, laas Saterdag, trou ek 'n vrou, wat hier in ons gemeente is, en wat gereeld aandiens toe kom. En 2 jaar voor dit, gesels ek in sy een aand, en sy sê, bid net vir my vir 'n man. Ek is alleen. En ek bid daai aand saam met haar, en sy kom uit 'n baie slegte verhouding uit, en hier, ek weet, bid ons, en kort daarna ontmoet sy 'n man. En sy onthou, dat die Here het vir gesê, ek sal jou gebede beantwoord, en Saterdag het ek hulle getrou. En sy kyk terug, en soos jy vanaand hier single is, wil ek vir jou sê, hou aan bid. En hou aan onthou wat jy gebid het. Jy sien, want Maria het hierdie goed wat God gedoen het in haar hart geberg. Dit wat sy gesien het, dit wat uit Jesus se mond uitgekom het, sy het dit onthou. Ek wil jou vanaand vra, soos Maria, soos die moeder van Jesus, goed in haar hart geberg het om te onthou, wat onthou jy? Want hier's wat ek agterkom, ons is baie meer geneig om die slegte te onthou. En dit beïnvloed ons perspektief oor die lewe, dit beïnvloed hoe ons voel oor die lewe. Maar wat as ek en jy kan kom en sê, Here, hier is ek, help my. Here, ek wil met alles in my, wil ek onthou dit wat U gedoen het. Want as U dit in die verlede gedoen het, glo ek, Here, gaan U dit weer doen. So eerstens, my perspektief is, Here, ek is reg. As U kom, is my perspektief altyd ja. Ek is reg, ek leef met hierdie perspektief, konstant besig om te kyk waar God besig is om te werk. Maar tweedens, ek onthou altyd, my perspektief is, as iets gebeur, bær ek dit in my hart. As ek sien God doen dit, bær ek dit in my hart. As ek sien God beweeg, bær ek dit in my hart. Soos Maria. En dit bring my by die derde en die laaste punt vir vanaand, is ek sien dat Maria se perspektief het op Jesus gebly, selfs in haar moeilikste oomblik. Johannes 19 vers 25 tot 27 sê die volgende. Jy moet verstaan, Jesus hang hier in die kruis, en daar was hierdie opbou gewees van Jesus wat gearresteer is, geslaan is. En hier sit by die kruis, en dit sê, naby die kruis van Jesus het sy ma se suster en Maria, die vrou van Klopas, die Maria en Maria Magdalena gestaan. En toe Jesus sy ma sien, en die liefling disipel wat by sy ma staan, het hy vir haar gesê, vrou, daar is U seun. En daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou ma. Van daardie uur af het die disipel Jesus se ma by hom aan huis geneem. Jesus se ma het nie net daar gewees vir die ongelooflike geboorte en vir die wonderwerke wat sy gesien het, ons seun gedoen het. Sy was saam met hom in die moeilike oomblikke gewees.
En ek wil jy moet dink wat hierdie vrou deurgegaan het in haar lewe. En sy het haar perspektief net op Jesus gesit. En selfs in sy seerste seer het sy gesê, Here, hier is ek. En in haar seerste seer, nie net Jesus nie, jy het erop te verstaan, Jesus was haar lewe. Alles wat sy gedoen het, het om hierdie jong man gedraai. 33 jaar oud, hier hang jou seun. Jou hele lewe is verander 33 jaar terug, toe hierdie man gebore is, toe 'n engel aan jou verskyn het. Kan jy dink hoe seer dit vir haar moes gewees het, om hom aan daai kruis te sien, maar haar perspektief was, Here, U is nog steeds in beheer, ons sien ek hierdie. Maar Here, laastens, dankie dat ons perspektief is, U is saam met ons selfs in die moeilikste oomblikke. Mag ons nie van U af weghardloop wanneer dit moeilik gaan nie, maar mag ons soos Maria wees, wat in die moeilike oomblikke juis naby aan U is. En wanneer ons hierdie perspektief het, Here, van, ek gaan nie weghardloop van God af nie, maar ek kies om eerder na U te kyk, Here, dan sien ek hoe lewe verander, en ek sien hoe lewe gevorm word. Here, dankie dat ons so baie kan leer by die vrou wat U gekies het. En Here, dankie vir die opofferings wat sy gemaak het. Here, mag haar storie ons inspireer om dieselfde te gaan doen in elkeen van ons lewens. Dankie dat ons ook kan bid vir elke mamma vanaand. Elke vrou wat hier sit, wat ook as 'n mamma optree. Dalk het hulle nie biologiese kinders nie, Here, maar ons weet. Dankie dat hulle besig is om so 'n groot impak te maak, Here. So seën hulle en dankie vir hulle, Here. Here, mag meer Marias opstaan as ooit van tevore. Ek bid dit in Jesus se wonderlike en kragtige naam. Amen.